Ons lees in Johannes 3 vers 8, waar die Here Jesus oor die Heilige Gees praat, en hy sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waar hy heen gaan nie. Dit is soos 'n inleiding wat die Here Jesus hier gebruik. Dan sê hy, soos hierdie wind wat waai, jy hoor hom, jy weet nie waar hy vandaan kom, en waarheen hy gaan nie. Met ander woorde, jy is nie die een wat alles weet van hom, jy is nie die een wat sy rigting en sy herkoms bepaal nie, want so gebeur dit, sê die Here, met elkeen wat uit die Gees gebore is. Daar kom 'n motivering van die Heilige Gees in 'n mens se lewe, wat jy nie noodwendig hoef te verklaar en te verduidelik nie, en net eenvoudig te aanvaar. Dit is soos 'n wind wat beweeg deur my en wat my eintlik laat beweeg met die Heilige Gees. Ons gaan weer terug na Pinksterdag in Handelinge 2 vers 1. Toe die Pinksterfees aanbreek, sien ons, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nou ons weet dat dit nie elke keer gebeur wanneer mense by mekaar kom nie. Hierdie uitstorting van die Heilige Gees was 'n baie spesiale gebeurtenis. En hierdie stormwind moes mense bewus maak van hierdie gebeurtenis. En dit moes die bal aan die rol sit vir die toekoms van die wonderkrag van hierdie Heilige Gees wind. En dit is in teenstelling met winde wat waai en verwoesting bring, dakke afwaai en die wind en die see die land laat inneem. Ons Heilige Gees wind is 'n sagte wind, 'n innemende wind. Dit gee ons die vermoë om die Heilige Gees te waardeer en toe te laat om deur ons te werk. Loop mooi.